Familie, goeiemôre, dit is Vrydag en die naweek is hier, ek hoop jou week was goed. Vandag is ons by die punt waar geloof nie meer romanties voel nie. Hoekom sê ek so? Nie omdat God afwesig is nie, maar omdat die pad dalk langer geraak het as wat ons verwag het in ons geloof. En hier is waar baie gelowiges nie noodwendig val nie, maar stil gaan sit. Nie as gevolg van sonde nie, nie uit 'n rebellie nie, maar omdat hulle moeg is. En Hebreërs 10 vers 36 kom en dit sê dit so. Lees saam met my. Wat julle nodig het, is om te volhard, sodat julle kan voortgaan om God se wil te gehoorsaam. Dan sal julle ontvang wat God beloof het. Hierdie vers sê vir ons iets baie belangriks, wat ons dikwels baie keer mis in ons lewens. Die belofte kom na gehoorsaamheid. En deur wat? Deur moed op te gee? Nee, deur volharding. Ons verwag dikwels dat gehoorsaamheid die einde van die pad is. Nee, maar volgens Hebreërs is dit net die begin. Daar is 'n wagtyd tussen om God se wil te doen en om God se beloftes te ontvang. En daardie wagtyd vereis baie keer iets van ons. Dit vereis ons volharding. En baie mense raak moedeloos juis in hierdie oomblik. Hulle het gedoen wat God vra, maar toe daar nie onmiddellik iets verander nie, het hulle begin wonder of dit die moeite werd is. Hebreërs sê nie vir ons hier dat julle het meer talent nodig nie. Hy sê wel, julle het beter omstandighede nodig. Julle het volharding nodig. En volharding is om aan te hou. Dit is om nie te onttrek wanneer dinge moeilik raak of wanneer jy niks nuuts sien gebeur nie. Dis om jou geloof te meet aan God se getrouheid en nie aan momentum nie. Ons probleem is nie altyd dat ons ongehoorsaam is nie. Dit is dat ons ongeduldig is. En ongeduld laat ons dikwels los net voordat God se deurbraak kom. Voordat sy belofte tot vervulling kom. En God se beloftes is altyd betroubaar, familie. Maar hulle word selde gejaag en haas aan ons gelewer. Hy werk nie volgens ons spoed nie, onthou dit, maar volgens sy wysheid, volgens sy tyd. Vandag wil ek hê julle moet hieroor dink. Waar het ek God se wil gedoen, maar nou sukkel ek om te volhard. En dan, waar moet ek vandag volhard? Nie omdat dit maklik is nie, maar omdat God getrou is. Sit vandag met hierdie familie, maar ek wil saam met jou bid vanoggend. Here, vanoggend is ons dankbaar net om vanoggend weer so saam te kan kom, oor U te gesels, rondom U woord. En Here, waar ons so in hierdie week reis, oor die tema van gehoorsaamheid. Dankie dat U besig is om iets los te maak in ons harte. Here, iets los te maak in wie ons is. En ek bid vanoggend, Here, dat soos wat ons vandag vir onsself vra, waar ons volhard, Here, dat U werklik vir ons sal kom wys. Dat ons nie kan opgee nie. En dat ons sal deurdruk, Here, totdat die deurbraak kom. In Jesus naam. Amen. Familie, mag jy baie lekker Vrydag hê. Ek sien jou môre vir die laaste oordeenking van hierdie week. Lekker dag.